Baie dankie aan ons sanggroep, Jacinda. Dankie vir julle. Baie welkom, vriende, by ons Hemelvaartdiens. Ek het 'n bewondering vir u wat uit die huis uitgekom het in die koue, maar mag dit tog vir ons 'n goeie aand wees, 'n geseënde byeenkoms, en dat die Gees ons innerlik 'n warmte sal gee wat ons bemoedig. Ons steek die kersie aan, om daarmee ook te sê dat toe Christus na die hemel opgevaar het, het duisternis nie oor die aarde neergedaal nie. Maar het hy gesê, ek stuur vir julle 'n trooster, die Heilige Gees wat by julle sal kom bly. Daarom vier ons sy teruggaan na die Vaderhuis nie soos mense wat iemand afgestaan het en verloor het nie, maar as iemand, ons dink aan hom as iemand wat vir ons 'n plek gaan gereed maak het, na die Vaderhuis waarin hy ons nooi en sê, daar sal 'n dag kom wat julle almal sal inkom en ons fees sal vier. So hierdie kersie is ook 'n simbool van die belofte en die verwagting wat ons as gelowiges het. Dankie Here vir die vrede van die aand. Dankie vir ons wat nog op die aarde woon, dat ons nogtans kan sing soos ons gedoen het, dat ons by mekaar kan kom, skuilings soek in die warmte van die kerkgebou, met ons Bybels by ons kan hê wat ons kan oopmaak en lees oor die verhale van u plan met mense, van u seun wat aarde toe gekom het, maar u seun wat ook weer teruggegaan het na die Vaderhuis. Ons is nie vanaand soos mense wat troosteloos is nie, want ons weet, u kom weer, en u het vir ons 'n plek gereed gemaak by die Vaderhuis. En daarom leef ons met 'n verwagting, mense wat die onsigbare God sien, en mense wat ook binnekort Pinkster kan vier, u Gees wat by en in ons kom woon het. Maak dan vanaand vir ons vol van u warm liefde, koester ons met u teenwoordigheid, en stuur ons huis toe met hoop. Amen. Kom ons sing nou lied 426, want dit is 'n lied wat 'n baie besondere verhaal vertel. Ek moet tog kyk na die woorde. Kyk, die Heer het opgestaan. Kyk, die graf het oopgegaan. En Christus het vir ons kom sterf. Lewe deur sy dood verwerf. Kom ons sing dit dan met hierdie vreugde van Jesus is hemel toe, maar ons is deel van 'n nuwe bedeling.
Ons lees uit Efesiërs 1 vanaf vers 20. Baie dankie aan ons sangbediening. Eintlik die sinnetjie paar woorde wat net voor vers 20 begin die sin, so ek lees dit vir u. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ons tema dis vanaand, Jesus sit aan die regterhand van God. Die regterhand is deur al die jare, ook in die Bybel, vandag nog, 'n simbool van krag. So as Jesus aan die regterhand van God sit, is dit nie maar net 'n plek wat hy inneem nie. Dis 'n posisie van mag, van invloed, van gesag wat hy oor die mensdom het. Hoe verstaan ons nou hierdie sit van die Vader en die Seun en die Gees is ook nog daar teenwoordig? Hoe moet ons dit nou verstaan? Want ons kan eintlik nie anders oor God praat as in menslike terme nie. Dat God daar sit en Jesus sit langs hom en hy het mag en so aan. Dis al wat ons ken. En omdat ons leer uit die Bybel dat Jesus opgevaar het en hy het mag, skep ons hierdie uitdrukking, hy sit daar aan die regterhand van die Vader. Op die manier wil ons maar stamelend iets probeer verwoord van 'n misterie, 'n drie-enige God, 'n Vaderhuis, 'n troon. Hoe moet ons dit anderster as uit menslike terme probeer beskryf? Ons wil so graag beelde hê om dit vir ons hanteerbaar te maak, want dit is al wat ons ken. Ons is soos kinders wat met speelgoed en klei werk, want op so 'n manier vorm hulle dit wat in hulle kop aangaan, al is dit maar gebroke. Die teoloog van Rieler skrywe, die kind in ons moet tog net nie afsterf nie. Want dan word ons wêreldjie te klein en ons lewens te arm. Ons moet ruimte laat vir die ander dimensie waar God is en waaroor ons net kan verwonder. Byvoorbeeld om te sê, ons verstaan nie die Godheid nie, maar ons weet Jesus het opgevaar en hy is magtig en daarom sê ons nou maar, hy sit daar op 'n troon aan die regterhand van God. Maar hy sê dit is goed so. Dis hoe ons geloof verwoord. Dit gee uitdrukking aan dit wat ons glo en ons diepste sekuriteit lê daarin dat ons het 'n Vader, ons het sy Seun wat op die troon sit en ons het die Heilige Gees wat hy na ons toe gestuur het in die vorm van 'n duif sodat ons iets van hom kon ervaar. Hoe anders sal ons tog maak? Daarom kan ons op hemelvaart sê Jesus het gegaan om 'n heersersposisie te gaan inneem. In Psalm 18 vers 36 lees ons al hierdie uitdrukking van wat dit beteken. Daar staan, die redding wat u gebring het, was vir my 'n beskerming. U regterhand het my ondersteun. Deur u hulp het ek sterk geword. Sien jy al in die psalms sê ons ook, as ons God se mag wil probeer illustreer, dan sê ons, sy regterhand het vir my ondersteun. As ons dus bely dat Jesus nou aan die regterhand van die Vader sit, bedoel ons, hy beskik nou oor die mag en die krag van God.
nadat hy homself blootgestel het aan die magteloosheid, uitgelewer is aan die kruis, daar gehang het, weerloos en gesterf het, nadat hy dit alles deurgemaak het, heers hy nou, sit hy aan die regterhand van die Vader. Met hierdie daad bevestig Jesus sy mag oor die hemel en oor die aarde. En is dit nie vir ons 'n geweldige troos dat die Jesus wat alles prysgegee het, aarde toe gekom het, blootgestel was aan geeseling en bespotting en aan die kruis, dat hy uit die graf kon opstaan, op kon vaar na sy Vader toe en sit aan die regterhand van die Vader. En hy is die een wat vir my en jou sy lewe gegee het, wat ons verlossing in sy hand hou, wat het moontlik gemaak het, en by die Vader gaan sê het, hier is u mense, verlos van die dood, van die ewige dood, en ek het gekom om vir hulle so lank plek te kom berei. Toe dink God maar, kom ons stuur nou ons gees, dat hy na die mense toe gaan, en tussen hulle woon, en in hulle woon, en hulle by mekaar bring, sodat hulle dit alles kan vier, en nie vergeet, dat Jesus vir hulle 'n plek gaan voorberei het in die hemel nie. Is dit nie wonderlik, hoe die Vader en die Seun en die Gees, heeltyd af hulle self sigbaar maak in ons terme, om ons te herinner, ons is eintlik kinders van die ewigheid. Hierdie is net tydelik, ons is verloste mense. Daarom, tweede plek, hierdie beeld van die regterhand waar Jesus sit, is vir my en vir jou 'n stuk sekuriteit. Dis vir my en vir jou 'n plek van veiligheid. Dis waar my en jou toekoms soort van bewaar word, daar aan die regterhand van die Vader, waar Jesus dit in stand hou. Hy het ons tog verlos, en hy gaan hou ons plekkie daar, aan die regterhand van die Vader. Daar is geen magte meer, in hemel of op aarde, wat vir my en vir jou daarvan kan ontneem nie. Christus hou my en jou toekoms, ons saligheid, ons ewige bestemming, hou hy in sy hand. En die Gees as trooster verseker ons telkens daarvan, dat niemand dit van ons kan wegneem nie. Ons is burgers van die ewige koninkryk. Dit beteken natuurlik nie, dat terwyl ons nog hier op aarde is, ons immuun is teen swaar kry en siekte en teleurstelling. Ons dra selfs nog die swakhede in ons, sodat ons sondig elke dag. Dit is ons realiteit. Dit beteken ook nie dat ons geliefdes siek word en ly en uiteindelik sterf nie. Dit is ook nog waar. Maar ons Heidelbergse katekismes, ons belydenisskrifte bevestig dat ons glo dat Jesus ten spyte daarvan dat hy hemel toe gegaan het, steeds betrokke is by my en jou lewe en weet van ons verlies, van ons broosheid en van ons stryd. Hy's nie weg nie. Hy's net in 'n ander dimensie. En dis nie ver nie. Dis hier. Hy weet van ons. Hy's daagliks met ons in gesprek. Hou hy sy hand oor ons. Elkeen van ons wat hier sit, wat al verlies of siekte ervaar het, moes seker ook al nagedink het oor die vraag, waar is Jesus in my nood? En maak hy enigstens 'n verskil? As hy dan nou daarbo is en hy's weg. Gelowiges is deur die eeue met hierdie vraag geworstel en sê, wat maak ons nou met die hemelvaart van Jesus? Nou is hy daarbo, en nou is ons nou maar weer hier onder alleen.
Daarom begin ons geloofsbelijdenis met die vraag, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dis 'n belangrike vraag. Dit is wat ons almal wil weet in hierdie tyd, op hierdie dag van hemelvaart. Die groot teoloog Karl Barth skryf so hieroor. Hy sê, die eerste en die laaste ding wat 'n mens kan en moet sê oor ons lewetjie en oor die wêreld is dit: Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Dis die belangrikste belydenis wat 'n mens kan sê. Jesus regeer. Ons glo dit. Ons mag dit glo. Dit vier ons op hemelvaart. Hy is die oorwinnaar. Hy is die koning. Hy dra ons toekoms. Hy hou ons plek. Want hy het dit betaal. En hy waarborg dit ook nou vir die toekoms. Daarom kan ons vanaand hier sit in die derde plek. Dink ons oor die belofte. Gelowiges leef dus ook met verlange en hoop. Ons weet, dit is nie ons eindbestemming hierdie nie. Die wêreld is nie ons woning nie. Ons weet, hy het gegaan om vir ons plek gereed te maak. Ons weet net nie hoe dit gaan uitspeel nie, wanneer dit gaan gebeur nie. Want ons leef nog in tyd, op 'n tydskaal. Hy is in die ewigheid. Ons verstaan nie lekker hoe hierdie dimensies werk nie. Al wat ons het, is die belofte, dat vanuit ons sterflike driedimensionele, tydgebonde dimensie, hy vir ons 'n plek gereed gaan maak het in die Vaderhuis. Ons kan dit nie verklaar, ons kan dit nie beskryf nie, ons kan dit net bely. Geloof, sê die belydenisskrifte, is 'n vaste vertroue dat ons 'n Vader het wat na ons kyk. Geloof is dus die besluit wat ons neem om God daarmee te vertrou. Te sê, ek glo dit. Ek gee my lewe daarvoor. Dit is my troos. As ons so na die wêreld kyk en ons sien die geweld en die broosheid en die ongeloof en wat aangaan, dan is dit vir ons belangrik om te glo, daar is 'n ander werklikheid. En dat ons nou alreeds deel het aan die ewige werklikheid. Hierdie is nie eintlik, die wêreld is nie eintlik ons woning nie. Ons is burgers van 'n hemelse koninkryk. Daarom leef ons met verlange om daarheen te gaan. Met die alhoewel dit so is, nogtans is my bestemming elders. Daarom is vir ons as gelowiges wat met die geloof lewe, ons sien dit nie, maar ons leef vanuit die geloof, is dit 'n uitdaging om te bly glo dat alles uiteindelik ten goeie sal uitwerk. Dat ons eendag wel sal aansit by die bruilofsmaaltyd van die Lam, waar geen lyding of trane of droefheid meer sal wees nie. Ons bly glo dat ons dit sal beleef ten spyte van my verliese nou, my hartseer oor wat ek hier moet belewe. Op Hemelvaartdag, wat ons vanaand dan nou by mekaar is voor, moet ons erken dat ons nie altyd sien dat Jesus regeer nie. Ons voel selfs die pyne en die aanslag van die gebrokenheid waarin ons nou nog sit. En om te sê, ag, dit maak nie saak nie, is nie realisties nie. Dit maak saak, dit maak seer, dit bring verwydering en hartseer. So ons sit nog met hierdie alhoewel nogtans. Gelowiges kry swaar. En wonder wanneer Jesus dan sal terugkom om alles nuut te maak. Wanneer? Ek dink dit is waarom die Heilige Gees gestuur is en trooster genoem word. Hy moet by ons bly in die tussentyd.
Hy moet ons gereed maak vir die eendag. Hy moet ons troos as ons hoop verloor. Hy moet vir ons leiding gee as ons nie meer weet hoe op hierdie gebroke aarde verder nie. Daarom is hy op Pinksterdag uitgestort en woon hy tans in ons. Om ons 'n aanvoeling te gee van hoe leef ek op hierdie aarde, maar as burger van die ewige koninkryk. Hoe werk dit? En daarmee help die Heilige Gees ons. En daarvoor moet ons hom elke dag vra, Here, Gees van God, help my, want ek woon in 2 wêrelde. Ek is opgesluit nog in hierdie aardse sondige wêreld in 'n sterflike liggaam, maar ek is ook burger van 'n ewige koninkryk. Help my asseblief met hierdie tussentyd en met hierdie stryd wat ek soms in myself ervaar. Ons kan op hierdie herdenking van Jesus se hemelvaart op hierdie dag ook bely dat ons wel tekens sien dat hy sy belofte nagekom het om ons nie alleen hier te laat nie. Hy het vir ons die trooster gestuur wat ons lei en bewaar. En Pinkster lê voor. Ons sien uit op die Koeniese reeks volgende week. Daarom is dit so belangrik dat ons sal saamkom en ons weer amper vertroud maak met die werk van die Heilige Gees. Want ons het 'n trooster nodig. Ons het sy aanvoeling nodig om te weet, hoe leef ek nou, maar eintlik as iemand met 'n ewige identiteit. Hoe werk dit? Pinkster moet ons daarmee help. En daarom sien ons uit na hierdie Pinkster. Vanaand vier ons dan die belofte dat Jesus gesê het, ek gaan na my Vader toe om vir julle plek te berei. Maar ons dink ook aan die laaste deel van sy sinnetjie. Maar ek kom weer. En ek sal julle na my toe neem, sodat julle by die Vader kan tuiskom. Ons moenie daardie belofte vergeet nie, en ons moenie daardie hoop verloor nie. Jesus sit op die troon, hy is die oorwinnaar. Hy regeer oor sy wêreld. Al sien ons dit nie, maar ons bely dit. Ons vier dit hier saam met mekaar as gelowiges. Ons deel die hoop uit na mense wat dit nie verstaan nie, of dit verloor het. Maar daar is hoop, daar is 'n ewige toekoms. Mag hierdie Pinkster vir ons 'n tyd wees wat ons die Gees op 'n nuwe maniere ervaar, sodat die Gees ons geestesoë so oop sal maak dat ons ewige toekoms weer helderder kan sien. Dat ons selfs sal uitsien daarna. En dat ons sal begin lewe soos mense wat die onsigbare God sien. Daarom lees ek net weer vir ons teks vanaand. Dit is dieselfde krag, dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo alle bose magte, en enige ander vorm van gesag, waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Dis wie ons is. Dis waaraan hemelvaart ons herinner. En ons bid dat Jesus gou sal terugkom. Want ons het hom nodig. Amen.
Dankie Here dat ons op 'n koue aand die moed gehad het om kerk toe te kom, om hemelvaart te herdenk. Ons sou kon kom soos mense wat treur en sê, nou ja, Jesus was hier, maar hy is weg. Nou is ons weer alleen. Maar ons kom nie so nie. Ons kom met hoop. Want binnekort vier ons Pinkster. Die belofte dat U ons nie alleen agtergelaat het nie, maar U Gees na ons toe gestuur het. Om in ons te woon, om ons te lei in die waarheid, om U gawes aan ons uit te stort, sodat ons dit kan deel, om ons te troos. Wil U dan gee, Here, dat hierdie Pinkster vir ons 'n tyd sal wees van moed skep, van perspektief kry, van 'n prentjie kry van wat op ons wag. Wil U vir ons seën, wil U vir Dominee Koenie seën en oral waar dienste gehou sal word, dat dit 'n kragtige golf van entoesiasme sal skep, wat ons hoop en troos noem. Ons loof U as Vader, as Seun en as Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n laaste lied, lied 429, vers 1, 2 en 5, as 'n troosryke belydenis, as 'n belofte, en ons bemoedig mekaar met die woorde. Geliefdes, gaan huis toe met die genade en die liefde en die vrede van God ons Vader, van Jesus Christus en van die Heilige Gees. Mag dit vir ons 'n geseënde Pinkstertyd wees. Amen.